individuals, we declare that you are our God. Ons verklaar dat U God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees is in hierdie gemeente en in ons lewe. And Father, we submit to your ways. We submit to how you guide us and how you lead us. God, our Father. En Here, ek bid dat soos ons U woord lees vandag, dat U in ons gees openbaring sal bring van U woord. Here, dat U elkeen van ons sal aanraak vanoggend met U wysheid, met U kennis, Here. Want uit ons self, Here, het ons niks, is ons niks. U is ons alles. Dankie dat U ons lei, en dat U ook nou met ons is, soos wat ons woord gaan lees. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Dankie aanbiddingspan. Sjoe. Ons kan heel oggend staan en die Here se naam groot maak. Voor ek begin, weet julle, ek het gister, as 'n mens by 'n gedenkdiens is van iemand, is dit altyd vir my interessant wat die Here vir my wil sê, wat hy vir my wil wys. En dit gaan nou nie oor, alles gaan oor Jesus, maar weet julle, ek wil vandag vir julle sê, jy as ouer, jy as pa, jy as ma, wat jou kinders na 'n diens te bring, dit het 'n effek tot in ewigheid. Ek het gister net besef, by die gedenkdiens van oom Karel, hoe hy sy lewe geleef het. Die dominee het daar gedeel oor hoe committed hy was. Oom Karel het verlede week 80 geword, net voor hy oorlede is. 81, jammer, 81 geword, net voor hy oorlede is. Maar weet julle, wat vir my interessant is, dat hy nog steeds sy klein groep bygewoon het. Dat hy nog steeds dienste bygewoon het, maar sy kinders volg die Here. Wil vir jou sê, soos wat ons kinders lei, en ons kinders groot maak in die huis van die Here, volg hulle hom. Dit het net gister my oë weer oopgemaak van die belangrikheid van hoe ons kinders groot maak. Want ek weet, van ons het groot geword, papa is by die huis, maar papa stuur die kinders kerk toe. En dit moet verander. Papa bring die kinders kerk toe, mama bring die kinders, saam dien ons die Here. So, dis net wat ek gister weer opgetel het, toe ek hy gedenkdiens, dit is wat die Here in my gees net geplaas het. Nou, hoe gaan ek dit in my kinders, wat al uit die huis uit is, getroud is doen? Ek kan nie, maar ek kan dit weer in my kleinkinders, wanneer hulle eendag daar is, kan ek dit weer in hulle lewe vestig. En dis belangrik. Hier staan ons aan die begin van 'n nuwe jaar, 2026. En hy het al reeds begin, die boere is besig, besigheidsmanne is besig, werke het begin, skole het begin. Wie is hierdie jaar in matriek? Daar agter is enetjie, ek weet Karel is ook, wonderlik. Wie is in die hoërskool, of kom ek vra so, wie het vir die eerste keer graad 8 toe gegaan? Is hier sulke kinders? Daar is enetjie. Wonderlik. Die ander is nou eers uit, so ek sal nie nou op hulle fokus nie. Maar wat 'n voorreg
vir ons, om ons kinders te kan opbring in die weë van die Here, maar ook dat hulle kennis opdoen daar in die skool. En ons bid vir hulle vir hierdie jaar. Vir ons is dit 'n voorreg om hierdie jaar, om laas jaar te kon uitgaan met dankbaarheid in ons hart. Dat die Here ons beskerm het, dat hy ons gedra het gedurende 2025, maar ook hier waar ons in die begin van 2026 staan, kan ons met dankbaarheid sê, Here, dankie dat U vir my 'n jaar gee wat ek kan leef. And as we stand at the doorway of this year 2026, we find ourselves between that what there was and that what is yet to come. This year lying in front of us. And a new year always reflects or invites us to look at our own lives. We reflect on our own lives, where we are at. We look at the victories. We look at the failures, at joy or sorrow, tears or happiness. But you know, more than reflection or looking at our own life, a new year invites renewal. Want hy's nuut. Hy lê vars, uitgestrek vir hierdie jaar, 'n nuwe jaar. And I said it last Sunday that God has brought us here. He brought us to this place, this time. He brought us here not by accident, not by chance, but by His grace. Dis deur sy genade dat ek en jy hier is vandag. And as we have ended last year with gratitude in our hearts, gratitude brings us to a place where we can see and set our eyes on that is what is to come. That what is to come. Gratitude, a spiritual position. It's a spiritual position that recognizes God's hand in every season of our lives. Dankbaarheid, wat God se hand in elke seisoen van ons lewe sien. Want as jy terugkyk op jou lewe, gaan daar goeie tye wees en nie sulke goeie tye nie. Maar in dit kan ons dankbaar wees dat die Here ons deurgebring het. En hier lê die jaar voor ons en ons kan in dankbaarheid sê, Here, dankie dat hierdie jaar vir my uitgestrek lê. We read in Colossians 3 verse 16, let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom, through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in our hearts. En nog 'n skrifgedeelte wat daarby pas, en ek lees dit net, ek het dit nie opgesit nie, is Huis van Israel, Psalm 135 vers 19, Huis van Israel, loof die Here. Huis van Levi, loof die Here. Julle wat die Here dien, loof die Here. En ons doen dit met dankbaarheid in ons harte. En hierdie jaar lê uitgestrek met sy mooi, want op hierdie huidige oomblik is dit mooi. Dit wat voor ons lê, dit wat die Here vir ons daar gesit het, maar 'n jaar heiliglik onbekend. Die jaar is heiliglik onbekend. Is daar iets agter my? Hulle is besig. Onbekende jaar wat voor ons uitgestrek lê. En ons gaan dit binne met God se genade. Hy wat ons lei. En weet julle, ons het dit vanoggend gesing.
Jesus sê so mooi vir ons in Johannes 15 vers 5. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. En ons het daai lied gesing, we are the branch, you are the vine. Teach me, Lord. And this scripture is saying, I am the vine. This is Jesus speaking. I am the vine. You are the branches. The one who remains in me. Ons kan alles vermag, ons kan alles wil doen, maar as ons nie in Jesus is nie, kan ons niks doen nie. Ons kan visie hê, ons kan programme, alles in plek hê, maar as ons nie in Jesus is nie, is als te vergeefs. Alles. Dan kom my gedeelte op wat sê, dan is ons net soos 'n klinkende simbaal. Ons maak net 'n geraas, maar gebeur niks. En dis nie wat ons moet doen nie. Hierdie nuwe jaar is nie net daar om mylpale te bereik nie, maar 'n jaar om in hom te bly. 'n jaar om in Jesus te bly. A year not to just achieve certain things, but to abide in Christ. And I hear so many people say to me, it's not getting easier. That's why we need to be in Him. Be close to Him. Reading His Word. Praying. Spending time with Him. Ons visie vir hierdie jaar is vermeerder. Multiply. So our vision for this year is multiply. How do we multiply? What do I multiply? Because when we think of multiply, we want to think numbers. Yes, that's part of it, but that's not the goal. That's not the goal. We need to multiply in every facet of our lives. Every area of our lives. That's where we need to multiply. True church growth begins in the heart. It begins in the heart. In teaching, in faith, and in obedience. In lering, in geloof en gehoorsaamheid. En ek praat hier met myself. Jy hoor maar net hoe ek met myself praat. Ek moet groei in gehoorsaamheid. Ek moet groei in geloof. Ek moet groei om hierdie woord beter te verstaan en die woord te ken. Ek moet groei in gebed. Dis wat die Here vir ons as individue vra en vir ons as kerk vra. So ons groei nie net in getalle nie, maar ons groei geestelik. Dis ons visie vir hierdie jaar. To multiply that what God's word has for us. To make it personal. Om het persoonlik te maak. Ons kan baie dinge doen. Ons kan baie dinge mee besig gehou word. Maar hierdie is die essens van ons bestaan. Is die essens van ons geloof, van ons lewe. Om in hom te bly. Om deur Jesus gelei te word. By abiding in Jesus, we multiply our spiritual walk. Your walk daily with Him. We multiply our witnessing. Jy as 'n getuienis vir hom, om sy woord te kan uitdra, om te kan deel wat Jesus in jou lewe gedoen het. We multiply fellowship, spending time with one another. Om tyd met mekaar te spandeer, en ons gaan dit vandag na kerk
gaan ons hier 'n bietjie tyd spandeer, maar ons as leiers en as selleiers gaan vandag saam tyd spandeer om te connect vir die jaar wat voor lê. Fellowshipping, connecting first with Christ and then one another. That's what he's asking from us. We multiply our intimacy with Jesus. En nou kan jy vir my sê, ja, maar ek spandeer tyd met die Here, ek lees my Bybel, ek bid gereeld. Ek kan dit nog meer doen. God wants more. He wants more. He wants everything. Everything. Jesus is not interested in what we can add. But you know what? He is interested in what he can multiply in my life, in your life, and through your life. That's what he wants to do. A God that multiplies. God het jou geroep. Jy het gesê, ja Jesus, ja Here, ek neem u aan. U is my God, u is my redder. He wants to grow you. He wants to mold you. He wants to multiply his purposes, his plans, his word within you. But you need to let him do that. Ek kan dit nie vir jou doen nie. Jy moet hom toelaat om dit in jou lewe te doen. Nou, hoe kan elkeen van ons in die jaar 2026 in dankbaarheid betrokke wees in dit wat Jesus wil doen, in dit wat die Here wil doen, sodat vermeerdering in elkeen van ons kan plaasvind, sodat vermeerdering kan plaasvind in ons geestelike lewe. 1 Korintiërs 12 is Paulus baie duidelik oor dit wat hy van die kerk sê. En in dit lees ek maar net en ek sien 'n kerk is nie 'n klub nie. Dis nie 'n organisasie nie. Dis nie 'n gehoor nie. Die kerk is die liggaam van Christus. Die liggaam van Christus. Een liggaam met baie ledemate. Dit is wat 'n liggaam is. Paulus se boodskap in 1 Korintiërs 12 is eenvoudig. Is 'n eenvoudige boodskap, want hy gebruik die liggaam van die mens, maar hoe kragtig is daai boodskap? Is 'n kragtige boodskap. En eenheid, ons kan baie keer sê eenheid is, ons moet almal dieselfde wees, dieselfde optree. Nee, dis nie eendersheid nie. Eenheid is nie eendersheid nie. Kom ons lees 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 14. Want net soos die liggaam een is en baie lede het en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Want ons is almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam. Of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne, en ons is almal van een gees deurdronge, want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. Ek wil eintlik, kan daar gou 3 mense gou vorentoe kom. Ek wil nie lank maak nie. Kom staan gou hier voor. Arie, kom staan jy ook gou hier. En dan soek ek 'n vrou. Kom staan gou hierso. Kom staan jy sommer gou hier. Kan jy worship? Jy kan worship. Kan jy 'n instrument speel? As jy probeer. Op hierdie huidige oomblik nie. Kan jy 'n instrument speel? Ja. Right. Lyk hulle dieselfde? Nee. They've got mooi. Nou, hulle is verskillend. Hulle lyk verskillend. Die gawes wat die Here hulle gegee het, is verskillend. Maar tog, dit wat hulle doen, bring die liggaam saam.
Julle verstaan? Dankie julle. So, hulle kan verskillend wees, verskillende gawes hê, maar dit wat hulle doen, bring die liggaam saam. And when we look at this scripture, Paul begins with a foundational truth in this verse, that the church is one body. Een liggaam. Nie 'n klomp nie. We all have different backgrounds. We all have different gifts and different experiences. Yet, all believers are united by one Spirit and one baptism. Alle gelowiges saamgebring in eenheid deur een gees en een doop. Die skrif is duidelik. One key truth is that our unity is not based on personality, culture, or talents. Our unity is based on Christ. That is what it's based on. Jesus Christ. You didn't only join a church only by choice, but God placed you in it by His grace. That's what He did. But why did He do it? Hoekom het Hy dit gedoen? It's so that we can function. We need to function where God has placed us. The second key truth is that differences does not mean deficiency. God intentionally designed the body with diversity in order to function. What a God we serve. Wat 'n God dien ons. Die liggaam verskillend by mekaar om te beweeg as een. Mense, jy is nie net per toeval hier nie. Dis nie maar net ag jy's maar in die worship span of ag jy is maar op multimedia of klank. Of by die kinderkerk nie. Jy's daar met 'n rede. You're not optional, you are necessary. You are necessary for the word to reach others. You are necessary for the word to connect with spirit. We're not going to do it by sitting. We need to be actively involved. En baie keer wanneer een ledemaat seer kry, kom ons vat die fisiese liggaam, waar is die dokter in die huis? As die ledemaat seer kry, dan voel die hele liggaam dit. As jou pinkie seer kry, of as jou koppyn, jou hele liggaam voel dit. Jou hele liggaam het 'n effek. Net so met ons geestelike liggaam, met die huis van Jesus, die huis van die Here. En eenheid groei, eenheid verdiep, wanneer ons omgee vir mekaar, wanneer ons deernis het vir mekaar, wanneer ons kan saam lag, maar wanneer ons kan saam huil ook. Gister was vir my so mooi. Rousseau het oor sy pa gepraat. En op die einde het die trane gevloei. Maar daar was nog trane wat gevloei het. Deernis vir dit wat hy deurgaan. Deernis vir dit. Ons kan saam lag, ons kan saam huil. Ons as lidmate van die kerk van Jesus, ons as lidmate van Shofar Pakketberg met mekaar met gelyke sorg, gelyke omgee dien. We want to reach this town, the surrounding towns, the areas here. We need to do that. No one is more important than the other one. We need to move together. Ons lees in 1 Korintiërs 12 vers 28 tot 30 dat die Here aan elkeen van ons gawes gegee het. Hy het aan elkeen van ons talente gegee. Hy het aan my sekeres gegee, hy het aan jou sekeres gegee. Daar's dinge wat ek nie kan doen nie.
Daar's dinge wat ek dalk nie wil doen nie, maar daar's dinge wat ek nie kan doen nie. Rika is besig om my te help om die klavier te speel. Maar dis maar gesukkel. Ek wil dit baie graag doen. Ek wil worship. Al hoe ek het gaan doen is om te leer. Ek het nie die talent of die gawe op die oomblik om op daai keyboard te gaan sit en te speel nie. Maar God het soos vanoggend vir Anneke gebruik. God het vir AD, vir Danny gebruik. Die liggaam beweeg vorentoe. Watter gawes het die Here jou gegee? Het hy jou die gawe gegee om lering te bring? Het hy vir jou die gawe gegee om profeties te funksioneer? Die gawe gegee om 'n herder te wees? Of 'n evangelis? Of apostolic? We need to function. We need to walk in that. En mense, ek wil hê jy moet bidend by die Here gaan hoor. En mense, dit is wonderlik om te kan bid. Vir my is dit een van my lekkerste tye om by die Here te sit te bid. Worship musiek aan te sit, saggies en net te bid, net met hom te praat. En dan stil te raak en te hoor wat hy vir jou wil sê. Of uit sy skrif, of in jou gees. Gebed is die belangrikste van hoe ons saam met God kan beweeg. Gaan hoor by hom waar jy betrokke moet raak. Gaan hoor by hom wat brand in jou hart en waar hy wil hê jy moet betrokke raak. Soos julle vanoggend gesien het, daar's baie plekke. Daar's baie. En as daar iets niets in jou gees brand, kom praat met my. Sê vir my, dit is ook op my hart. Dis wat die Here in my gees geplaas het. Kom praat met ons. As die Here jou geroep het as intercessor, don't sit, start moving. Move actively into that. Is lekker om by hom te hoor. Is wonderlik. As hy jou geroep het om met kinders te werk, praat met ons, praat met my vrou. Ons kan nie stil sit nie, mense. We need to teach the next generation. As ek kyk na die skole, as ek kyk hoe onderwysers, goed, hulle kry 'n salaris. Maar nog steeds, hulle giet hulle uit om kinders te leer. Nog belangriker, dat ons kinders van God leer. Dis crucial. So kom praat met my waar jy ook al betrokke wil wees. So elkeen van ons het 'n gawe. Elkeen van ons kan diensbaar wees vir die Here. Everyone gifted unto God for service. 1 Corinthians 12 verse 31. But earnestly desire the best gifts, and yet I show you a more excellent way. Desire the best gifts. Beywer julle met die oog op die beste gawes, maar ek wys julle 'n nog uitnemender weg. So Paulus sê hier, beywer julle self op die beste gawe, maar streef na iets nog meer uitnemender. Maar wat kan dan beter wees as die beste gawe? Watter gawe is die beste gawe? Is daar so iets as 'n beste gawe? Want die Here gee dit vir ons. So dit is 'n goeie gawe, ongeag wat die gawe is. Maar nou sê hy hier, streef na iets nog beters. And the more excellent way that Paul is talking about, we find in 1 Corinthians 13, verse 13. This is the more excellent way. And now abide faith, hope, love, these three, but the greatest of these is love. Love is the more excellent way.
And that's how we need to operate, to function with one another. With those that don't know Christ, and we want to bring them into the kingdom of God. Love them. Even if they don't look like you. Even if they don't smell like you. Even if their background isn't the same as yours. We need to love like Christ loved. That's the more excellent way. Dis die meer, beter weg wat Paulus hiervan praat. Spiritual gifts, spiritual gifts without love leads to division. My gift is better than yours. Ek het hierdie gawe, dis beter as daai. Nee. Elkeen is heilig. Elkeen is voor God. Elke gawe. Spiritual gifts without love leads to division. Spiritual gifts exercises in love build the body of Christ. So as ons lief het, dit bou die liggaam van Christus, ongeag. Dis wat liefde doen. Embrace unity. Value your brother and sister in the body of Christ. Serve faithfully where God has placed you and me. We need to serve faithfully. Love deeply, even if we are different. Love deeply. Ek het 'n PowerPoint daar gemaak hoe ons vir mekaar kan bid. Kom ons bid vir mekaar in hierdie gemeente dat die Here ons harte sal vernuwe. Dat hy my hart sal vernuwe. Dat hy jou hart sal vernuwe. Ons sal heilig vir hierdie jaar 2026. Bid dat mense hul eerste liefde opnuut vir God sal ontdek en 'n liefde uit sy woord, dat dit sal verdiep. Bid dat die Here by hierdie gemeente nuwe disippels sal voeg, wat in gehoorsaamheid en heiligheid met hom sal wandel en in hom sal groei. En dat ons in geloof sal stap wat die Here vir ons voorberei het vir hierdie jaar 2026. Dat hy ons sal help om met liefde, eenheid en gehoorsaamheid vorentoe te beweeg. Kom ons bid vir mekaar vir dit. Ons gebed is dat die Here elke lid van die sal seën. Elke gesin, elke kind sal seën. En dat hy ons sal bedek met sy beskerming en sy genade. Ons pleit die bloed van Jesus Christus oor mekaar. Dis wat ons moet doen. His protection. Pray that we maybe sharpen our spiritual vision. And how do we sharpen our spiritual vision? By listening more closely. To who? To God and one another. Listening more closely. Pray more intentionally. Trusting Christ more deeply. Let's do that this year. Moving forward in Him in obedience, in holiness, in love, and service unto Him. Releasing our plans, releasing our families, our church, our future in the Lord's hands. Aanbiddingspan kan vorentoe kom asseblief. Kom ons staan. Kom ons staan net voor die Here. Maak ons oë toe. Ek gaan vir ons 'n gebed doen. En ek wil vir jou vra dat jy by die Here gaan hoor. Indien jy nog nie betrokke is in dit wat hy alreeds op jou hart gelê het nie, of dalk op jou hart gaan lê om met ons te kom gesels. Terwyl ek hierdie gebed doen, kom ons maak dit ons oë toe en ons staan voor
die Here. Vader, ons begin hierdie nuwe jaar, die jaar 2026. En Here, ons plaas ons vertroue in U. Father, heal what is broken. Lord, guide what is uncertain. And Father, strengthen what is weak. Lead us into 2026 with faith, with courage and obedience. May your will be done in our lives. Here, mag U wil geskied, nie net in ons persoonlike lewe nie, maar in hierdie gemeente. Lord, we place this congregation, Shofar Piketberg, in your hands in this year, 2026. Father, guide our footsteps, direct our plans, and let your will become clear in everything that we do. Multiply your word in us, and let our prayers bring forth a new found love for you. Here, soos ons tyd met U spandeer, soos ons in gebed tot U is, dat ons net liewer en liewer sal word vir U, Here. 'n nuwe liefde vir U, 'n nuwe liefde vir U woord, 'n nuwe liefde om tyd in gebed met U te spandeer. Father, a love that is evident in our lives through our actions and everything we do or speak. Father, that our actions, Here, ons aksies, dit wat ons doen, sal spreek dat ons U liefhet, dat ons U kind is. Here, ek bid dat indien ons enige vrese het vir die jaar 2026, Father, that you will just come and seal that with your love, that we will have no fear for this year. But Lord, that we will abide in you, that we will stay close to you in order to hear your voice clearly for us for this year. And I pray this in Jesus' mighty name. Amen. Amen.